Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand en welkom by vanaand se Kort en Kragtig. Ag, dit is altyd vir my lekker. Dit is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels op hierdie maandag aand, elke maandag aand, so na die einde van die naweek, aan die einde van die eerste dag van die week. Ek vertrou jy is warm, en as jy nie is nie, hoop ek jy het so 'n bekertjie koffie daar by jou, of ietsie warms om aan te drink. Ja, die winter het werklik nou al aangebreek. Ek wil vanaand 'n bietjie met jou gesels oor toeëiening. Daardie geding of daardie gedagte wanneer 'n mens sê, ek is geregtig op iets. Ek is geregtig op iets. En nou wil ek vir jou sê, baie dankie dat jy ingeskakel het. En nou wil ek ook vir jou vra, soos wat ek maar altyd vra, dat jy hierdie boodskap en ook hierdie radiostasie, Radio Kansel se Hartklank, die aanlyn radiostasie, dat jy dit 'n bietjie sal promoveer daar waar jy is. Dit is die era waarin ons nou lewe, dit is die aanlyn era. En wanneer die radio tot niet gaan en net die aanlyn daar is, dan wil ons sterk op been wees met dit wat ons doen, sodat die woord van die Here kragtig kan uitgaan. So kom ons gaan gou vanaand reguit na die woord van die Here toe, daar in Lukas 17 van vers 11 af, wil ek gou met jou gesels, en ek vertrou dat hierdie stem van my jou bereik in die vrede van die Here. As jy na die Bybel toe wil blaai, hoop ek jy is nou daar so. Ek weet God se woord gaan jou vanaand verkoop. Kom ek lees gou vir jou eers hierdie paar verse, is so 9 of wat verse gaan ek gou vir jou lees. Wees maar geduldig. Dit is die woord van die Here waarop ek nou lekker gaan uitbrei vanaand. En op sy reis na Jerusalem het Jesus deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, toe kom daar 10 melaatse manne hom tegemoet. Onthou jy hierdie verhaal? Hulle het op 'n afstand bly staan, natuurlik vir 'n rede, né? Hulle was melaats. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus Meester, wees ons barmhartig. Met ander woorde, genees ons. En toe hy hulle sien, sê Jesus vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan op pad na die priesters toe, het hulle rein geword, hulle is genees. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval, by sy voete en Jesus gedank. En hy was 'n Samaritaan. En daar's 'n rede hoekom Jesus dit spesifiek daar insit. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? Waar is die ander 9 dan? Was daar niemand onder hulle te finde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? Dis die Samaritaan, hè? En hy sê vir hom, vir die Samaritaan, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Jy weet, toe ek so tyd gelede hierdie skrif gelees het die woordjie toeëiening by my opgekom. Dit beteken mos nou om iets vir jouself toe te eien. Dit beteken, jy sê dit kom my toe, né? Iets kom my toe. Of om jouself die reg toe te eien. Ek het die reg daarop. Jy sê, ek verdien dit, man. Ek vereis dit. Ek kan dit selfs opeis. Of dit nou goed is, en of dit nou geld is, of dit 'n opinie is, of dit nou 'n weldaad is, soos in hierdie geval. Jy eien jouself die reg toe om dit in besit te neem, of selfs om jou daaroor of oor iets uit te spreek. Want jy het 'n reg op jou opinie, jy het 'n reg op jou optrede, en jy voel hierdie tipe goed kom jou toe. Dis om natuurlik iets toe te eien. En dit beteken ook, né, soos wat ons nou hier gelees het, jy hoef jouself nie eers te verduidelik vir jou siening of jou opinie of jou optrede nie. Jy hoef jouself nie te regverdig nie. En selfs hoef jy nie iemand daarvoor te bedank nie, want dit kom mos jou nou toe, man. Dis joune. Ek wil oor toeëiening met jou vanaand gesels.
Nou vra jy seker maar vir my, hoe pas hierdie verhaal in die onderwerp in, oor die onderwerp van toeëiening. En weet jy, om hierdie ding mooi te kan verstaan, moet ons so 'n klein kykie kry in die lewens van die Jode en die Samaritane, wat volgens hierdie verhaal, het die Samaritaan dit belangrik gevind om dankie te kom sê, en die Jode het net eenvoudig aangestap asof die regte ding aan hulle gedoen was, want dit kom hulle toe. Waar kom dit vandaan? Ons moet die verhaal tussen die Jode en die Samaritane, hoe die Samaritane ontstaan het, moet ons nou eers kan verstaan. Dan gaan jy nou mooi begryp hoekom ek dit koppel aan toeëiening. Die Jode het gevoel, ons is geregtig op God se genesing byvoorbeeld, want hulle is mos God se volk. Dis mos wie die Jode is. Nou as ons gaan krap in die geskiedenis van Israel, dan sal jy vind, God het 'n mandaat geskep, wat onder andere gesê het, julle mag julle self nie vermeng met die heidense nasies nie. Julle mag nie met hulle trou nie. En so, want jy weet, dan gaan hulle mos nou hulle gode aanneem, en dit onder die volk van die Here inbring, en so gaan die volk verontrein word. Maar sommiges, ek wil amper sê die ongehoorsaames, hulle het dit gedoen. En hulle was natuurlik verwerp deur die Jode. Hulle het die uitgeworpenes geword, die veragtendes. En daar het 'n ewige vyandskap tussen die Samaritane en die Jode gekom. Op 'n stadium, as jy nou so 'n bietjie gaan lees daar in Nehemia en Esra, wat in haar dieselfde tyd gefunksioneer het, toe wil Nehemia mos Jerusalem en se mure en die tempel wou hy gaan herbou het, en toe kom die Samaritane, en hulle wou daarmee gekom help het, want hulle het gesê, ons het mos dieselfde God as julle die Jode, ons is Samaritane, het dieselfde God as julle, en die Jode het natuurlik nou nie met hulle saamgestem nie. Hulle het nie meer om dieselfde tafel gesit, hulle het nie om dieselfde vuur gesit nie. Want die Jode het gedink, hulle het eintlik meer as een God, omdat hulle gewoontes aangeneem het van die ander volke, hulle tradisies, hulle kulture aangeneem het, en natuurlik hulle gode ook, Die Samaritane het nie heeltemal gehou ook by die Joodse oortuigings nie, en was die vyandskap nie eintlik ongehoord tussen die Jode en die Samaritane nie, want die Samaritane het byvoorbeeld, hulle het net geglo in die Pentateeg nie, hulle het net dit gelees en dit geonderhou, niks van die res nie, geen profeet, niks nie. Hulle het steeds in een God geglo, soos wat hulle gesê het. Hulle het groot respek vir Moses gehad, daaroor het hulle saamgestem. Die Sabbat het hulle gehou, daaroor het hulle saamgestem. Die groot feeste en natuurlik die besnydenis ook. En natuurlik, een van die groot verskille was dat hulle gesê, die Samaritane het gesê, dat die plek van aanbidding nie op die berg Sion is nie, maar, jy weet daar in Jerusalem nie, maar op die berg Gerizim. En daaroor was daar konflik gewees. En soos julle weet, was hulle nie toegelaat om saam aan die tempel te bou nie, net om terug te kom daar na die bou waarin Nehemia betrokke was. En omdat hulle nie saam aan die tempel gebou het nie, het die spanning geweldig geword en ondraaglik geword, op so 'n manier dat die Samaritane op etlike maniere probeer het, gaan lees die hele verhaal daar, om die bou van die tempel in Jerusalem te ontwrig. Kyk, hier was vyandskap, man, dit is nou soos boere, Suid-Afrikaners wat teenoor mekaar uitvaar, hulle het kwaad geraak vir mekaar oor tegniese punte, en dit was reg gewees, So gaan lees 'n bietjie daar in Nehemia en in Esra, dan gaan jy hierdie verhale nou mooi sien, en jy sal van hierdie aspekte, wat ek nou van gepraat het, hierdie spanning wat daar is tussen aanbiddingsplekke en die Jode en die Samaritane, hierdie spanning sal jy ook natuurlik gaan raaklees daar in Johannes 4, waar Jesus met die Samaritaanse vrou in gesprek was. Doen jouself die guns, gaan lees jy 'n bietjie daaroor ook. Nou sal jy dalk verstaan, as jy nou hierdie geskiedenis het, sal jy verstaan, hoekom was die Jode so, jy weet, nie die Jode nie, hoekom was, die Jode, hoe weerspreek ek my nou so, hoe was die Jode so teen Jesus, hoekom het hulle Jesus so fel teengestaan, hoekom het hulle Jesus so veroordeel, want Jesus het die Jode
baie kosbare waarhede geleer deur die Samaritane as 'n middelpunt van sy lering of gelykenisse te gebruik. En Jesus het natuurlik die Samaritane ook nie verwerp soos die Jode gedoen het. Daarom was die Jode vir hom woedend geweest. Jy weet, ek lees in die geskiedenis, toe ek nou 'n bietjie oplees rondom die Samaritane en die Jode, toe lees ek in die geskiedenisboeke hoe 'n sekere Jesus, hy was 'n seun van 'n sekere Sirach, aan 180 voor Christus, het hy geskryf deur te sê, my siel is gekwel tussen twee nasies, die Jode en die Samaritane. So fel was die stryd. Met ander woorde, hy het geliefdes gehad onder die Jode en hy het geliefdes gehad tussen die Samaritane. En hy sê sy siel is gekwel tussen hierdie twee nasies, die geweldige vyandskap wat daar onder hulle was. Jy weet, die Jode was tog geregtig om te voel, soos wat hulle gevoel en opgetree het, nee. Jy sal met my saamstem, want hulle het almal God se mandaat verstaan. En die Samaritane het besluit om teen God se mandaat weg te loop. En hulle het hulle self die reg tot 'n tipe van 'n, jy weet die Jode nou, hulle het hulle self die reg tot 'n tipe van 'n alleenreg of 'n eienaarskap tot God het hulle toegeëien. En gesê, Samaritane, God behoort nie meer aan julle nie. Ons het alleenreg, ons het selfs eienaarskap op ons God. Want die Jode voel, hulle het by God se mandaat gebly en die Samaritane het dit nie gedoen nie. Maar hier is die ding, hier is die groot probleem. Oor die jare het almal van God se volk, nee, die Jode, ook maar die pad byster geraak. In hulle geloof het hulle gedwaal, want niemand kon die wette meer volhou nie. En was nie een meer werklik rein, as ek dit nou so in aanhalingstekens kan sê, Jode nie. Of dan God se rein volk gewees nie. En was daarom ook nie meer geregtig, nee, op alles wat hulle so toeëien en waarvan hulle die res van die nasies van weerhou dan nou nie, soos byvoorbeeld die Samaritane nie. Hulle kon eintlik nie meer die Samaritane verwerp het nie, want hulle het ook agter die deur gestaan. Hulle almal het geraamtes in die kas gehad. God se wraak kom hulle almal toe, nie net die Samaritane nie. Daarom kry jy die leringe onder andere van Jesus se lippe oor die barmhartige Samaritaan, hè? Onthou dit daar in Lukas 10 vers 25. En natuurlik die 10 malaatses soos wat ons nou van gelees het. En natuurlik in Lukas 17, jy weet, vers 11 en dan van die Samaritaanse vrou daar in Johannes hoofstuk 4. Nou verstaan jy nou hoekom was die Samaritaan se reaksie so vol dankbaarheid en die Jode so versadig met toeëiening van ons verhaal wat ons nou gelees het van hierdie 10 malaatses. Die Jode het geredeneer in hierdie verhaal nou, nee, van die 10 malaatses. Die 9 Jode het geredeneer, ons is God se volk. Om genees te word, kom ons toe man. Hulle hoef nie eers daarvoor dankie te sê nie. Want dit kom hulle toe. Dit is een Jood wat aan ander Jode goed doen en reg doen. Dis hulle reg dat daar aan hulle reg gedoen word. Hulle kan dit vereis van God. Dit kom hulle toe. Hulle het genesing toegeëien. Hulle het die weldaad van Jesus het hulle toegeëien. Die Jode het hierdie genesing gevat asof dit hulle toekom. Asof Jesus hulle kom dien het. Hulle wat so uitverkore nasie was en 'n uitverkore 9 manne was. Dis die probleem van hoogmoed, né? Die wêreld skuld jou mos alles. Jy verdien alles, dit kom jou toe. Maar jy weet, so vasgedraai en ingemessel was hulle in hulle hoogmoed dat selfs 'n ongeneeslike siekte, né, waarin almal aan siek was, nie eers daardie verdwaling van hoogmoed kon breek in hulle harte nie. En aan die ander kant was daar die Samaritaan. Hy het gelewe in verwerping. Hy het geweet, genade was nie vir hom beskore nie. Volgens die Jode, dink ek,
wat hulle seker teenoor hom vrypostiglik met hom gepraat het oor hoe verdwaal hy was, die Samaritaan was, en hoe uitgesoek hulle was. Die Samaritaan was die uitgeworpene van God, want hy was die resultaat van 'n nasie wat God se mandaat verlaat en verwerplik geword het. Hy het besef, hy is 'n sondaar. Hy verdien geen weldaad nie. Hy verdien die dood, en hy verdien nie 'n weldaad veral van 'n Jood, wie Jesus was nie. Maar jy weet hoe die genade damwal oor hom losbreek en hy genees word. Uit dankbaarheid, hoe hardloop hy terug. Hy val aan die voete van Jesus neer en hy bedank Jesus vir die weldaad. O nee, 'n Jood, nee my maat sou dit nie doen nie. Hy verneder, 'n Jood, onthou ek praat nou van die verhaal, ek praat nie van vandag se Jode nie. Hierdie verhaal, hierdie Jode verneder hulle self nie voor niemand nie, want ons is die volk van die Allerhoogste God, dit kom ons toe. Nooit het hulle besef hoe sterk hulle verdwaling en hoe duister tog hulle sonde was nie. Is dit nie erg nie? En weet wat wil ek vir jou sê, ons lewe in 'n lewe van toeëiening. Jy weet, ek hoor byna daagliks hoe mans hulle self die reg toeëien om hulle vrouens te verniel. Mans word seker deur hulle vrouens ook verniel. En ek hoor hoe seuns hulle dogters en moeders verag. Want 'n samelewing leer hulle iets van toeëiening. Die vrou is niks. En ek hoor elke ander persoon, jy weet hoe hulle self die reg toeëien om hulle opinies oor ander uit te blaker, hulle naaste. Want hulle het 'n reg op hulle opinie, en jy's niks, volgens my is jy niks. Ek sien rassehaat. Ek sien een nasie wat hulle self die reg toeëien om die ander nasie te onderdruk of van sleg te praat. En ek praat nie net van Suid-Afrika nie. Ek praat nie hier van wit en swart en bruin en Indiër. Ek praat nie net van dit nie. Ons wêreld is 'n groot wêreld. Rassehaat is 'n wêreld siekte. Werknemers wat teen werkgewers, jy weet, hulle self die reg toeëien om hulle werkgewers se salarisse te manipuleer, in die houding wat werknemers teenoor hulle werkers openbaar, selfs die manier hoe hulle afpraat op hulle. Ek kyk na sosiale ongelykhede, of slegs dat dit met een mens beter gaan as die res. Dat daardie persoon met wie dit beter gaan, om of haarself die reg toeëien om neer te kyk of om af te praat na die volgende een toe. Toeëiening is 'n wêreldsiekte. Gelowiges wat ongelowiges verag of verwerp of van hulle afskei, met ander woorde, wegloop van hulle af, en sê ek wil met jou niks te doen nie, want jy's 'n sondaar. Ek laat jou nie eens aan my kerk toe nie, want hulle eien hulle self die reg tot alleen eienaarskap van God toe. Ek is gered, jy's benede my. Jy kan nie op ons kerkbanke kom sit nie. Dit is asof die sulkes dink hulle is in 'n volgende klas, in 'n beter klas as die volgende persoon. En jy weet, en ek wonder of ek dit nou al genoem het, maar toeëiening is maar een vorm van hoogmoed, nê? En het ons nie maar almal op een of ander manier iets hiervan in ons binneste, soos ek nou gesê het nie. Soos wat Paulus sê, ek het 'n geveg hier in my binnekant. 'n Geveg teen goed en sleg. Goed wat sleg wil oorwin en sleg wat goed wil oorwin. Is ons nie maar almal bedelaars in God se oë om genade nie? Of is daar ook 'n klasseverskil in sommige ouens se harte, nê? Want soos die Jode, nê, word ons ook tog bevind as onvolmaak. Omdat ons ook nie kan voldoen aan al die Bybelse voorskrifte nie. Ons bevind onsself almal, en die wêreld moet dit kan sien,
En as kinders van die Here moet ons dit weet en moet ons dit besef, ons het almal voete van klei. Nee, sê Paulus, ons gaan nie net eenvoudig sonde doen, omdat ons in 'n sondige wêreld is nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Ons het almal voete van klei, dat ons kan besef, ons het nie die reg tot toeëiening nie. Ons kan onsself nie die reg tot die hemel toeëien en die volgende ou afkraak of afbreek nie. En dat ons sekere nasies, sekere volke, tale, kulture, rasse afdruk, afkyk. Die arme man afdruk, afkyk, omdat ons dink ons het gearriveer en ons is beter as die volgende nie. Het ons nie maar almal nodig om deur Jesus op een of ander manier, soos daardie 10 melaatses, van genees te word van hierdie ongeneeslike siekte van hoogmoed nie. Of een of ander vorm van sonde nie. Jy weet, en nadat ons deur Jesus genees en gewas is van ons sonde, om daarna nederig te bly. Jy weet, soos die Samaritaan, nie soos die Jode nie, in ons verhaal nie, asof ons besef nie, asof ons as mens tot die besef kan kom dat belaatsheid altyd in die omtrek is. En ons dalk net weer uit ondankbaarheid, miskien dit net weer dalk kan opdoen nie. Ons moet dit besef. En hoe kruip ons dan terug na die geneesheer? Hom wat sy lewe vir ons gegee het, ons wat die parels uit God se hand soos varke onder die modder van selfregverdiging begrawe het nie. Ons moet dink oor hierdie goed. En ek besef maar net weer eens dat niemand van ons die reg tot toeëiening het nie. En hoekom sê ek dit? Want uit genade het ons wat ons het en is ons wat ons is dit nie so nie? En after all is ons geskape in Jesus, deur Jesus, tot Jesus, sê Paulus in Kolossense. Ons lewe is veronderstel om een te wees wat God vereer in en deur alles wat ons is en wat ons doen en wat ons optree en hoe ons optree en hoe ons praat. Jy weet nie verniet het Jesus gesê in die saligsprekinge van die bergpredikasie daar in Matteus 5. Hy het die volgende gesê en ek wil jou met hierdie woorde wil ek jou groet. Jesus het gesê in die bergpredikasie, aan die armes van gees behoort die koninkryk van God. Aan die wat treur behoort vertroosting. Aan die wat sagmoedig is behoort 'n aarde erfenis. Die wat versadiging sê hy, aan die wat smag na wat reg is. Barmhartigheid aan die barmhartig is. Aan die reines van hart sal God die vermoë gee om God te sien. Aan die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. En die koninkryk van God sal gegee word aan die wat vervolg word terwille van die geregtigheid. En sê Jesus, salig is julle wat beledig en vervolg en onder valse tonge deurloop, soos wat die arme Samaritane al die jare deurgeloop het. Maar nêrens lees ek van enige vorm van toeëiening nie. Want ons verhaal leer ons dat toeëiening loop weg van God af. Maar die armes, ja, die armes van gees, hulle beleef die seëninge van God se koninkryk. Kind van die Here, is dit nie 'n harde verhaal nie, maar is dit nie 'n genade verhaal nie? Is dit nie 'n verhaal wat vir ons wys wat is ons elende en wat is die oplossing tot ons elende nie? En dat Jesus die oplossing van daardie ongeneeslike siekte is nie. Dis net Jesus wat ons kan vrymaak. Met vreugde stap die Samaritaanse vrou by die put weg. Met vreugde kom hardloop daardie man en hy sê, "Jo, dankie, 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 dankie." Dis wat 'n arme van gees doen. En die ou barmhartige Samaritaan, hy kom wys vir die toeëienaars wat beteken dit om werklik kind van God te wees. Kind van die Here, blessings tot volgende week. Dit was 'n voorreg om met jou vanaand uit God se woord weer te kan gesels. Mag die week vir jou verder tot seën
en tot vrede wees en doen iets goed vir iemand hierdie week en bly nederig aan Jesus se voete. Tot volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek as die Here wil daarby is en ons lewe. Groete van huis tot huis.